af baie welkom by die ek dink dis die 4de een vir die jaar. Ons bied hulle so een keer 'n kwartaal min of meer aan en wat ons elke keer dan ook 'n tema vat wat ek dink binne ons helpende hand raamwerk wesentlik belangrik is vir wat ons doen. Partykeer mag mens mos met so iets so 'n bietjie selfsugtig wees. Jy mag temas kies wat jouself en jou eie mense laat groei. So ek wil 'n besonder welkom sê vir ons 3 sprekers, Dr. Mariette Roos en Dr. Elmien Claessens en dan ook Prof Dani wat vandag vir ons as sprekers optree. En dan almal van julle van die helpende hand wat ingeskakel is en ook almal van buite. Ek is verbaas om te sien dat ons hier kort dis kan die 50 deelnemers aan die simposium het wat vir ons eintlik baie goeie bywoning is in terme van dis vir ons lekker as die mense dit bywoon en jy weet dit word agterna weer en weer gekyk. Die bedoeling is juis om dit ook so op te neem dat ons dit weer kan gebruik. Veral as ons met die simposium so bedoeling het om so 'n bietjie saam te dink. Nou die van julle wat in die helpende hand is, weet baie goed, ons sê dit vir mekaar oor en oor. En ons sê dit ook na buite toe, dat ons fokus is baie sterk op welstand. Hoe gaan dit met iemand? Dis hy wel in sy stand. En ons gebruik maar altyd die bekende uitdrukking om te sê dat dit kan met iemand baie goed in sy stand gaan, alhoewel dit sleg gaan, en kan baie sleg met iemand se stand gaan, alhoewel dit baie goed gaan. Dis maar daardie ou uitdrukking van jy kry ryk mense wat brandarm is en jy kry arm mense wat skatryk is. Of ons kry persone met gestremthede wat eintlik 'n baie goeie welstand het en jy kry persone wat sterk, fris en gesond is wat 'n baie slegte welstand het. So die lank en die kort is ons kyk na gemeenskapsontwikkeling en hoe met iemand gaan binne sy welstand. En as ons vanmiddag by mekaar is, het ons die voorreg om ons 3 sprekers te verwelkom rondom 'n baie spesifieke tema. En ons het 3 sprekers en ons gaan vir elkeen so 15 minute kans gee, min of meer, om vir ons hulle tema in te lei. Ons gaan ook aan die einde so 15 minute vraatyd het, of die tyd wat daar is gebruik vir vrae. En die bedoeling gaan om te sê, ons gebruik dit tot gemeenskapsontwikkeling. So baie dankie aan Mariette en Elmien en Prof Dani dan vir julle 3 se inskakeling. Ek gaan julle elke keer aan die woord stel net voor julle praat, want dit maak dit net makliker as mens net so 'n vinnige breek vat en ons kan mekaar dan net weer sê wie ons sprekers is. Nou kom ons praat gou so 'n bietjie oor vandag sinne, net so 'n inleidende woord. Dit gaan absoluut oor die geborgenheid van mense, ook met die oog op die feesseisoen. Interessant in my eie vakgebied waar ons baie met depressie gewerk het, het ons geweet dat ons toename in selfmoord en selfdood was baie erg hier rondom die feesseisoen altyd. Ons het gepraat van die winterseisoen en die kersseisoen. En ons gaan vanmiddag so 'n bietjie praat in hierdie uur wat ons nou verdeel onder mekaar oor 'n samelewing waar armoede en trauma en strukturele agteruitgaan die welstand van gemeenskappe regtig onder druk plaas. En ek dink een van die dinge wat ons beleef is om vir mense geborgenheid te gee. En hoe mense geborgenheid gee selfs in hierdie feesseisoen waar baie mense alleen is. Ons sê vir mekaar welstand is 'n boublok van gesonde gemeenskappe. Dit bemagtig individue, dit versterk gesinne, dit bou veerkragtige gemeenskappe wat nie net oorleef nie, maar ook floreer. En interessant dan juis in hierdie tyd waarin mense in 'n feesseisoen ingaan en waar gemeenskappe en families sentraal staan, ervaar baie mense 'n erge intense eensaamheid. Dit het ons nou eintlik vir mekaar gesê, die praktyk wys dit. Mense beleef baie maklike verlies, mense beleef 'n emosionele afgematheid, is vir my eintlik so 'n mooi woord, om sê mense is afgemat, en hulle beleef 'n lewensmoegheid, in 'n tyd waar mense eintlik sou verwag hulle moet juis veerkragtig wees. Nou om geborgenheid in hierdie tyd te bied is van groot belang, veral wanneer mense se hoop begin agteruit gaan. En daarom is dit nodig dat ons vir julle as maatskaplike werkers binne ons helpende hand omgewing en ook ons ander mense wat ingeskakel het, dat ons mekaar sien, maar hoe ondersteun ons en hoe gee ons geborgenheid om die hopeloses weer hoop help vind, ons herinner hulle dat hulle nie alleen is nie, en hoe kry ons hierdie geborgenheid en liefde omskep en deur liefde omskep in 'n samelewing van omgee, en dat ons vir mense sê om nie net te bou aan 'n hopelose veerkragtigheid nie, maar 'n grondslag wat sterk is en gesonde gemeenskappe bou, waarin elkeen gesien en gehoor word en eintlik dan veilig voel. Nou in ons bespreking vandag het ons dan vir Dr. Mariette Roos. Sy gaan so 'n bietjie met ons gesels oor die politiek van hoop in plaas van 'n hopelose politiek.
Dan Dr. Elmien Klaasens gaan ons gesels oor aanbieding, oor eensaamheid in gemeenskappe. En Prof Dani dan so 'n bietjie oor die probleem van eensaamheid in gemeenskappe en hoe ons daarop kan antwoord. Ek gaan dit so 'n bietjie vir ons fasiliteer tussenin. Ek gaan dit op die einde vir ons bietjie saamvat. Julle is welkom om sommer vrae hier teen die kantblokkie in te vul solank as julle wil. Ons het aan die einde hooplik so 'n paar minute van vrae wat ons kan hanteer. Nou ek gaan sommer wegspring en vir Dr. Mariette Roos aan die woord stel. Sy gaan met ons praat oor die politiek van hoop in plaas van 'n hopelose politiek. Nou net vir interessantheid, so 'n bietjie oor wie Mariette Roos is. Sy is op hierdie stadium 'n werknemer van die Helpende Hand, 'n streeksorganiseerder wat ek dink almal op jaloers is, want sy werk in die Helpende Hand omgewing daar in die Weskus. Sy het verskeie rigtings in haar loopbaan gewerk. En terwyl in Pretoria woonagtig was, het sy onder andere in die staatsdiens gewerk as 'n mede-ontleder vir die minister van Gesondheid. Het ook al gemeenskapsontwikkeling dan gedoen en die navorsing by die departement van bevolkingsontwikkeling. In hierdie tyd het sy ook haar PhD dan voltooi in politieke wetenskap aan die Universiteit van die Vrystaat. En my vrees is dat terwyl sy nou daar in die Kaap woon, dat die akademie aan Parel daar kan ontdek en dat hulle kan dink maar sy kan 'n nuttige bydrae daar lewer, terwyl ons haar goed gebruik in die Weskus in die ontwikkeling. Hulle het verhuis na Limpopo en daar het sy by Absa se streekkantoor begin werk as hoof van kommunikasie en die bemarking en was onder andere verantwoordelik vir die opleiding van personeel met die oog op die vestiging van die Absa handelsmerk nadat die 4 banke wat julle almal goed onthou dan saamgevorm het of saamgesmelt het as Absa. Op daardie stadium het sy klas gegee by die Tshwane Universiteit van Tegnologie en ook by die Technikon Suid-Afrika. Hulle verhuis na die Wes-Kaap en daar begin sy werk by die Durbanville Hoërskool en risiko-assessering van personeel vir die G4 sekuriteitsgroep. Sy voel bevoorreg om haar belangstelling in politieke wetenskap en gemeenskapsontwikkeling te kan toepas in haar werk by Helpende Hand. Sy geniet dit om in haar vrye tyd die politieke arena dop te hou, daaroor te lees en dit te evalueer aan die hand van gebeure in die skrif. En vandaar dan haar bydrae vandag om te fokus op 'n politiek van hoop, eerder as 'n hopelose politiek. Mariette, jy is baie welkom, jy kan gerus vir ons voortgaan en geniet jou 15 minute, ons luister graag na jou. Baie dankie Hannes, dit is my groot voorreg en dankie vir almal wat ingeskakel is. Ja, ek deel graag so 'n bietjie met julle my belangstelling oor die politiek van hoop, omdat ek so bietjie belangstel en tyd gebruik om by my eie navorsing te doen, as ek dit so kan stel. So, wat in die wêreld gebeur en wat baie keer in ons land gebeur, het maar 'n invloed op hoe ons kyk na politiek en hoe die politiek ons beïnvloed. So vandaar my belangstelling om te gaan kyk, hoe kan ons sê die politiek skep vir ons eintlik hoop, of dat ons dit gebruik tot ons eie hoop en dat ons nie in hopelose politieke betrokke raak nie. So as ons kyk hoe die tyd vandag lyk, dan sien ons dat wantroue daagliks die openbare sfeer benadering. Politiek het vir ons so sinoniem geword met gebreekte beloftes en verskeie agendas en kontrakte wat net so lank hou soos die volgende verkiesing. Maar ek wil vandag 'n ander pad voorstel en daarmee 'n pad van hoop. Ek praat nie van naïewe hoop nie, maar hoop wat meer gewortel is op die idee van verbondsluiting. So laat ek begin deur die 2 konsepte teenoor mekaar te stel. Albei konsepte is aan ons bekend, maar nie albei word aktief in die samelewing gebruik nie. Dit is kontraksluiting teenoor verbondsluiting. So 'n kontraksluiting is transaksioneel, dit weet ons almal. Dis 'n ooreenkoms tussen 2 partye, dikwels met voorwaardes, klousules en die reg om te kanselleer. En dis ook gebaseer op selfbelang en jou eie beskerming. Dis baie menslik en tydelik en dit sê vir jou, ek gee vir jou iets mits jy vir my iets teruggee. Verbondsluiting daarenteen is meer op verhoudings gebaseer. Dis 'n diep verbintenis, nie net tot mekaar nie, maar ook tot 'n gedeelde toekoms. En verbond is nie net 'n ooreenkoms nie, dis 'n belofte wat self stand hou in tye van krisis. So verbondsluiting soos ons dit in die skrif sien, is goddelik, ewigdurend en verhoudingsgebaseer. Ons leer dat God nie verbonde of kontrakte sluit nie, maar hy sluit verbonde en hy sê daarmee, ek is jou God en jy is my volk. Dis 'n belofte wat stand hou, selfs wanneer ons as mense val.
So politiek soos ons dit ken, funksioneer meestal op die vlak van kontrakte, stem vir my en ek gee vir jou X. Maar politiek van hoop vra vir iets meer, dit vra vir 'n verbond vir verhoudinge. Wanneer ons praat van 'n politiek van hoop, dan praat ons van 'n politiek wat nie net bestuur nie, maar dien. En nie net onderhandel nie, maar verbind. En ook nie net beplan nie, maar ook saam bid. So kom ons begin op grondvlak. Hoe lyk die politiek in ons gemeenskappe? Ons hoef regtig nie ver te gaan soek om te sien hoe geld en mag misbruik word om mense en hulle gemeenskappe te ruïneer nie. Oral, reg oor die wêreld, sien ons dat geestelike verval aanleiding gee tot die vernietiging van gemeenskappe. Wat gebeur wanneer geld en mag in die verkeerde hande beland? Ons ken die resultate. Werkloosheid verhoog, verhoogde afhanklikheid van middels, dit skep verhoogde afhanklikheid van maatskaplike toelaas en uiteindelik is daar ook 'n toename of 'n verhoging in kroniese siektes as gevolg van stres, eensaamheid ensovoorts. Die welstand van 'n mens en dus van 'n gemeenskap gaan veel verder as finansiële welvaart. Dit sluit sosio-ekonomiese faktore, kultuur, gesondheid en ook geestelike welstand in. Ons weet reeds deur middel van die navorsing wat Solidariteit in 2021 gedoen het, hoe ons gemeenskappe in Suid-Afrika lyk. En hierdie bevindings word ondersteun deur die Instituut van Sekuriteitsstudies, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en ook ons eie werk deur Helpende Hand op voedselvlak. Die waardestelsel van elke individu beïnvloed die gemeenskap waarin hy of sy leef. So wanneer ons oor politiek praat, dink ons dikwels aan staatsgedrewe inisiatiewe. Maar politiek speel egter 'n rol in elke ander aspek van die samelewing, van geloofsgemeenskappe tot ekonomiese groei, tot sosiale strukture en veel meer. Politiek beïnvloed die wyse waarop ons hulpbronne bestuur word, hoe fondse toegeken word, weet ons dit nie al te goed nie, en ook hoe ons sosiale ontwikkeling plaasvind. Die invloed van politiek is dus op veel fynere en op mikrovlak. Dit gebeur in die werkplek, dit gebeur in kerke en ook in ons gesinne. Wanneer ons wegsprang van gesprekke oor politiek en geloof, laat ons mense oorseker oor wat ons waardes is. Om gemeenskappe te help ontwikkel, moet ons definieer waarvoor ons staan en waartoe ons verbind is. Volhoubare gemeenskapsontwikkeling begin van binne die gemeenskap na buite. Gemeenskappe moet self betrokke wees, hulle interne bronne en vermoëns ontdek en versterk, en dit dan kombineer met eksterne hulpbronne om volhoubare verandering te bring. Daarom is die uitdaging vir ons, hoe kan ons betrokke raak by politiek van hoop, in plaas van om ingetrek te word of beïnvloed te word deur hopelose politiek. So kom ons kyk vinnig na verbondsluiting. Ek het genoem dat dit gebou is op verhoudings, maar hier lê die uitdaging. Hoe bou jy verhouding met mense wat jy voorheen as vyande beskou het? Hoe vertrou jy mense wat betrokke is by korrupsie of bendegeweld? Hoe bou jy verhoudings met ander wat jy nog nie ken nie? Dit dra daartoe by dat hopelose politiek aan die orde van die dag is. Ons sien dit in aanvalle op ons kinders, die vernietiging van gesinne, die agteruitgang van onderwys en universiteite, die gesondheidsstelsel ensovoorts, om slegs 'n paar te noem. Ons kinders is die boustene van ons gemeenskappe en die nalatenskap van volwassenes bepaal die fondasie waarop daar gebou word. Wanneer ons soliede ouerskap, 'n gesonde waardestelsel en die skrif as ons fondasie reg gebruik, begin ons leef binne die politiek van hoop, 'n politiek van optimisme, 'n eenheidsgevoel en die geloof dat verandering moontlik is. Die logiese vertrekpunt van politiek van hoop is die totale verandering van gemeenskappe vanaf negatiewe welstand, soos hulle dit in die Engels noem, the ill-being, na 'n gesonde welstand in die gemeenskap. En verskeie aanwysers word gebruik om hierdie welstand te meet, en ek gaan net kortliks 5 noem. Wanneer ons kyk na negatiewe welstand, daaronder vind ons materiële gebrek, fisiese swakheid, swak sosiale verhoudings, onsekerheid en angs, magteloosheid en frustrasie. Wanneer ons kyk na gesonde welstand of positiewe welstand, daar vind ons materiële welstand, liggaamsgesondheid, sosiale welstand, veiligheid en sekuriteit en ook geestelike welstand. Wanneer 'n leier dus 'n verbond sluit met die volk, sê hy of sy, ek is hier nie net vir wat ek kan kry nie, maar ook vir dit wat ek kan gee. Dis 'n verbintenis tot diens, tot geregtigheid, tot die waardigheid van elke mens.
In die politiek van hoop is burgers nie kliënte nie, maar mede-stigters in die gemeenskap. Beleide is nie net oplossings nie, maar uitdrukkings van waardes. Verkiesings is nie net kompetisies nie, maar geleenthede vir die vernuwing van of die hernuwing van verbintenisse. So hoe lyk verbondspolitiek in die praktyk? Dit gebeur wanneer 'n regering nie net skole bou nie, maar saam met gemeenskappe droom oor opvoeding. Wanneer 'n minister van gesondheid nie net medisyne versprei nie, maar ook luister na stories van pasiënte. Wanneer 'n munisipaliteit nie net dienste lewer nie, maar 'n verbintenis het tot die menswaardigheid in elke omgewing of woonbuurt, deur vullisverwydering ensovoorts. Om mense uit hierdie siklus van afsondering of eensaamheid te bring, moet ons dus nie net die basiese behoeftes soos kos en water aanspreek nie, maar ook abstrakte behoeftes soos vreugde, selfvertroue en menswaardigheid. Die kern van ontwikkeling lê in waardigheid en dit is die basiese bousteen. Huidig is die fokus weggedraai van die waardigheid van die individu en dus weg van die gemeenskap met 'n groter fokus op die globale wêreld. Te veel fokus word op die staat en globale strukture geplaas en dit ontneem gemeenskappe van hulle eie krag. Wêreldse kompetisie word gedryf op die beginsel van daar is nie genoeg vir ons almal nie en ons moet meer ding en partykeer mekaar amper vertrap om meer te kry of beter te doen as die een langs my. Die armes word dus armer en die rykes word ryker. Hierteenoor staan die Bybelse beginsel: hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy. Kompetisie sonder samewerking bring vernietiging, terwyl samewerking eerder bou aan volhoubare gemeenskappe. In kort dus, die fokus moet op plaaslike gemeenskappe wees eerder as op globale strukture. Waar die staat tans bo is met die meeste mag en die individu onder met die minste, moet die piramide eintlik omswaai, waar die individu en sy belange en die familie hoër rang geniet en die staat 'n kleiner rang geniet. As ons dan die fokus verskuif vanaf globaal of wêreldse politiek na plaaslik, wat staan ons te doen om dit te verander? En ek wil sê deur gemeenskapsontwikkeling. Ons kan dit nie werklik ons kan nie werklik ons gemeenskappe ken as ons nie aktief met die gemeenskap skakel en inskakel nie. Ontkoppeling of vereensaming veroorsaak eensaamheid, isolasie en laer lewenskwaliteit. Sommer net iets interessant wat ek raak gelees het. Navorsing het getoon dat eensaamheid dieselfde negatiewe gevolge op jou gesondheid het as wanneer jy 15 sigarette per dag rook. So stel jou dus voor, iemand is eensaam en alleen en hy rook 15 sigarette per dag. Ek wonder net hoe lyk daardie gemeenskap. So een manier waarop hierdie probleem aangespreek kan word is deur die ABC principle. Dis in Engels die Asset-Based Community Development. Ons het al daaroor gepraat, dit is goed wat helpende hand reeds doen. Ek noem dit net vinnig, dis om te fokus op die bates en vermoëns binne die gemeenskappe, skakeling te bewerkstellig tussen mense en groepe, en dan hierdie bronne vir volhoubare ontwikkeling te mobiliseer. Elke gemeenskap het dus inherente krag. Wanneer dit gedeel word, verhoog dit die kapasiteit van die hele gemeenskap en so bou die gemeenskap selfvertroue, kreatiwiteit ontwikkel en 'n meer volhoubare toekoms word geskep. Gemeenskappe floreer dus nie deur politiek nie, dit floreer deur verhoudings. Samewerking, kollektiewe pogings en verhoudings is die kern van 'n florerende gemeenskap. Die politiek van hoop vra van elke individu: wees aktief, verbind jou tot jou gemeenskap en werk saam om bronne te identifiseer en te deel. Die fokus is nie net fisies nie, maar ook op die abstrakte waardes soos respek, waardigheid en selfvertroue. Op 'n praktiese vlak kan ons sê, as ons gelowiges nie net bid vir ons leiers nie, moet ons vir hulle ook aanspreek tot geregtigheid. Ons kan nie net liefdadigheid doen nie, maar ons moet strukture aanspreek of identifiseer wat onreg doen. Ons kan nie net kerke bou nie, maar die gemeenskappe moet dien met die hart van Christus. Ons geloof roep ons dus nie om passief te wees nie, maar eerder aktief, en nie net deur gebed nie, maar ook in betrokkenheid. Ek sluit af met 'n paar enkele praktiese voorstelle om geborgenheid in gemeenskappe te skep. Geestelike geborgenheid kan geskep word deur gebedsbyeenkomste vir alle alleenlopers.
Ons weet sommige kerke of geloofsgemeenskappe hou spesiale dienste vir mense wat nie familie het nie en veral in die feestyd 'n plek van troos en samesyn kan gee. Gemeenskapsgeborgenheid waar etes vir behoeftiges gegee word, nie net 'n bord kos nie, maar juis om gemeensaamheid en gemeenskaplikheid te skep. Familiele geborgenheid in die feesseisoen om gebeurtenisse te vier, soos kultuurgebeurtenisse, saam koekies te bak, saam vakansie te hou, sommer net 'n gevoel van behoort en herinneringe te skep. En dan ook die herstel van verhoudings gedurende die feesgety. Fisiese geborgenheid kan goed insluit soos die veiligheidsmaatreëls in woonbuurte wat deur AfriForum baie goed gedoen word en ook waar daar reisveiligheid en wenke om padveiligheid te bevorder aangekondig word en ander risiko's verminder word. Emosionele geborgenheid, luister en teenwoordigheid. Soms is die grootste geskenk om net daar te wees, om by iemand te wees, om te luister en om stil te wees by iemand wat rou. Boodskappe van hoop, 'n eenvoudige kaartjie om te sê, jy is nie alleen nie. Ek sluit af. Laat ons vandag besluit om nie langer passief te wees nie. Die politiek van hoop vra van ons om te begin by onsself, by ons gesinne, by ons bure, by ons gemeenskappe. Elke hand wat uitgestrek word, elke daad van medemenslikheid en integriteit is 'n bousteen van hoop waarop toekomstige generasies kan voortbou. Kom ons neem vandag die besluit om hoop te wees in aksie, om 'n verskil te maak, nie net in onsself nie, maar vir ons gesinne. In helpende hand en die solidariteitbeweging het ons reeds begin om politiek van hoop te leef. Kom ons wees 'n voorbeeld aan ander in Suid-Afrika. Dankie, Hannes. Dankie Marie, dit is jy maak ons trots. Dit is lekker om te dink ons streeksorganiseerders het so mooi politiek van hoop in 'n onderbou. Dit is eintlik baie wonderlik. Baie dankie vir daardie inhoud. Ek aanvaar jy gaan dit ook vir die mense beskikbaar kan stel om te kyk. Ons gaan net so 'n bietjie kan praat daaroor, politiek van hoop in plaas van hopelose politiek. Ek hou daarvan en ek kan hoor dat jy het dit al beproef in praktyk. Baie dankie daarvoor. Welkom vir die wat nie ingeskakel het by ons. Ek sien ons is so amper op 60 deelnemers aan hierdie simposium. Dit is vir ons regtig lekker dat julle saam kuier. Nou, ons gaan nou sommer dadelik voort na Dr. Elmien Claessens toe. Sy gaan vir ons 'n bietjie gesels oor die aanbieding oor eensaamheid in gemeenskappe. Nou net so 'n bietjie agtergrond van Dr. Elmien. Sy is 'n dosent in maatskaplike werk in die departement maatskaplike werk en kriminologie hier aan die Universiteit van Pretoria. En voordat sy voltyds by die akademie aangesluit het, sy ongeveer 20 jaar as maatskaplike werker gewerk in die praktyk vir alle gemeenskapsontwikkeling. So sy sal verstaan waartoe helpende hand werk. Terwyl sy ook vir 5 jaar as deeltydse dosent in dieselfde departement gedien het. Sy was die besturende direkteur van Suid-Afrika Cares for Life, voordat sy as hoofuitvoerende beampte van Funani Trust gedien het. Sy het die missie van albei nuwensgewende organisasies bevorder, met die bedoeling om gemeenskappe te bemagtig en volhoubaarheid te verseker deur hulle psigososiale dienste, vaardigheidsontwikkelingprogramme, voorskool- en laerskoolprogramme. Die integrasie van praktyk, onderrig, teorie en gemeenskapsontwikkeling is een van Dr. Elmien se passies. Sy het 'n sterk belangstelling in hibriede maatskaplike werkpraktyk, waar digitale platforms gekombineer word met in-persoon dienslewering. En het tot onlangs haar doktorale studie in hierdie veld voltooi. Sy het die passie om die digitale kloof te oorbrug en om dienslewering te bevorder wat alle mense insluit. Dr. Elmien, dankie vir u tyd en dankie dat u saam kuier en saam met ons gesels. En geluk ook met daai doktorsgraad wat onlangs weer voltooi is en ingedien is. Kuier lekker saam met ons. Baie dankie Hannes en so dankie vir die voorreg om net saam met julle op 'n platform te kan kom. Tegnologie bring ons by mekaar, so die wêreld raak nou kleiner. So dis my baie lekker om met julle te kan gesels en ek wil baie graag, ek gaan net my skerm vir julle deel om myself te help, wou ek nou nie noodwendig uit my face uitpraat nie, so ek het myself baie mooi gedissiplineer om te bly by dit wat ek graag wil deel, maar ek wil ook 'n bekentenis maak dat ek my studie in Engels gedoen het, so ek hoop ek kan my beste Afrikaans op
op julle vandag gebruik en dat julle hopelik my sal vergewe as daar hier en daar 'n woord in Engels gaan deurkom om net 'n punt te maak. My passie is definitief rakende digitale insluiting. En ek glo regtig dat die digitale wêreld en tegnologie het baie potensiaal, maar die prentjie in ons gemeenskappe is ek die eerste een om te sê op die oomblik is definitief nie dat mense ingesluit voel nie. So ek wil so 'n Kaapse draai maak. Ek gaan vir julle vinnig net in 2 minute oor my navorsingsstudie deel. Ek wil eintlik net die navorsingsstudie gebruik om so 'n bietjie vir julle net 'n prentjie te gee van wat die studie bevind het rakende digitale uitsluiting eerstens en dan gaan ons kom by digitale insluiting en 'n paar goed wat ek glo 'n rol kan speel om gemeenskappe bymekaar te kan bring. Ek het 'n baie interessante woord gelees gister wat nogal by my gebly het nou al vir 'n dag lank loop ek en kou op hierdie een. Daar was 'n persoon, Stewart Brand, wat gesê het, once a new technology rolls over you, if you're not part of the steamroller, you're part of the road. En dit het my baie laat terugdink aan die pandemie, die tegnologie soos 'n stoomroller oor ons almal gekom het en skielik moes daar soveel goed aanlyn gebeur, maar ek dink baie mense is nog steeds die pad waaroor die stoomroller gegaan het. En uit my navorsing, ek gaan nou so vinnig vir julle net vertel, het ek 'n paar goed gaan kyk. So ek het gaan kyk na hoe maatskaplike werkers tegnologie kombineer met in-persoon dienslewering. Dit was 'n gemengde metode benadering. Met ander woorde, ek het kwantitatief en kwalitatief gaan kyk. Hierdie gaan baie vinnig gaan. Ek wil nie julle verveel met die detail nie, maar ek het met maatskaplike werkers in Departement van Maatskaplike Ontwikkeling as ook privaat maatskaplike werkers. So NACOS is 'n liggaam vir nuwensgewende organisasies wat nasionaal beskerming bied aan nuwensgewende organisasies en hulle het al hulle maatskaplike werkers ook aan die studie bekend gestel. So ek het eers 22 maatskaplike werkers in persoon gevra en daarna het ons toe nou met 105 maatskaplike werkers gesels op aanlyn vraelyste. Nou die lank en die kort van my navorsing is definitief dat die digitale kloof of die digitale skeiding, in Engels noem ons dit the digital divide, waarvan ek glo julle ook al baie gelees het en van bewus is in Suid-Afrika verseker 'n massiewe groot probleem wat gemeenskappe aanbetref. So daai digitale uitsluiting wat teweeggebring word daar vanweë die digitale kloof is eintlik ek dink 'n groot bekommernis in my binneste as ek dink aan gemeenskappe. Digitale uitsluiting, die slim mense sê dit word beskryf as 'n skeiding tussen mense wat inligting ryk is en die inligting arm is. Met ander woorde, digitale uitsluiting is nie net het ek 'n foon of het ek nie 'n foon nie, dis het ek toegang tot inligting en kry ek die inligting of kry ek dit nie. En dan is daar definitief 'n bekommernis dat tegnologie en dienslewering baie risiko's inhou wat ons kliënte uitsluit, tensy ons as maatskaplike werkers daai brug bou. En ek glo Helpende Hand doen al wonderlike werk wat ek van bewus is om daai brug te bou. So ek kan definitief sê Helpende Hand, ek haal my hoed af want julle het al baie oplossings gebring om daai skeiding minder te maak. Materiële ongelykheid, insluitend die ekonomiese ongelykhede, verhinder definitief mense se gelyke deelname aan maatskaplike dienste en dit is op die einde wat dan lei tot die digitale uitsluiting van ons kliënte. Nou interessant, in my studie is die groep wat digitaal baie uitgesluit word, is maatskaplike werkers hulle self. So baie maatskaplike werkers het nie vaardighede met tegnologie nie, het 'n weerstand teen tegnologie, voel dat tegnologie hulle werk meer maak, het nie altyd toegang tot toestelle en internet toegang nie.
En dit is baie keer waar gemeenskapsontwikkeling as dit tegnologie insluit, klaar een groot probleem inhou, want nou het maatskaplike werkers hulle self nie daai toegang nie. En ek weet dat helpende hand die hande van maatskaplike werkers sterk maak. Ek weet helpende hand is seker een van die werkgewers wat die meeste doen vir maatskaplike werkers se bemagtiging. Maar as ons as maatskaplike werkers wat wel daai toegang het, met maatskaplike werkers in ander gemeenskappe moet kontak maak en hulle het nie daai toegang nie, gaan dit uiteraard 'n effek hê op die dienslewering. Wat baie interessant is maatskaplike werkers het definitief eties baie bekommernisse oor die gebruik van tegnologie en die impak wat dit het op ons hulpverleningsverhouding. Maatskaplike werkers is ook baie bekommerd oor die rekordhoudingsproses wanneer ons tegnologie gebruik, die risiko's verbonde aan tegnologie. Ek dink soms so aan een risiko waar 'n maatskaplike werker genoem het dat daar was 'n proses met 'n kliënt en haar man op 'n aanlyn platform uit 2 verskillende plekke. En die man het op die einde die prokureur wat saam met hom in die geding betrokke was, eintlik aan die ander kant van die rekenaar gehad sonder dat die maatskaplike werker bewus was daarvan. So daar is risiko's verbonde. Tegnologie verseker het 'n paar risiko's wat ek die eerste persoon is om te sê ek's bewus daarvan. Daar's ook beperkings. Tegnologie is nie die pleister op alles seer nie. Tegnologie kan nie alles doen in ons gemeenskappe nie. Maar tegnologie het definitief 'n plek en ek gaan nou vir julle vertel hoe ek die prentjies sien in mekaar kom. Die gebrek aan toegang tot basiese tegnologie in ons gemeenskappe, goed soos slimfone, goed soos e-pos, wys definitief na dieper sistemiese probleme van armoede en uitsluiting. En daai digitale uitsluiting wys eintlik na meer sosiale ongelykhede. En ek dink maatskaplike werkers op die grond, julle wat ons voedsoldate is in gemeenskappe, gaan dit beter verstaan as selfs ek wat nou 'n rukkie nou nie meer in praktyk is nie. So ek glo met my hele hart dat om net 'n foon in elke persoon se hand te sit, gaan verseker nie die eensaamheid en die isolasie van gemeenskappe wegvat nie. Dit het 'n baie groter antwoord nodig as net dit. Interessant, in my studie het die meerderheid maatskaplike werkers, 'n volle 67,62% van maatskaplike werkers het saamgestem dat digitale uitsluiting is 'n baie groot uitdaging vir kliënte wanneer ons tegnologie gebruik. So my boodskap miskien vandag is, as ons dink aan gemeenskappe en ons dink aan tegnologie, kom ons vergeet nie die wat nie tegnologies noodwendig is waar ons is nie, dat ons daardie mense altyd byhou en intrek. Dan die oorbrugging van die digitale skeiding. So, wat interessant is verskillende geografiese gebiede het definitief verskillende ekonomiese verskille en dit gaan digitaal verskillend lyk in gemeenskappe. In die konteks van my studie het ek ook gesê dat die uitsluitlike gebruik van tegnologie het definitief die risiko dat ons kliënte langs die pad gaan verloor. So as maatskaplike werkers die goeie nuus is, en dit kan ek vandag sê, ek glo ons as maatskaplike werkers het 'n rol. Tegnologie gaan nooit die maatskaplike werker in 'n gemeenskap kan vervang nie. Ons het maatskaplike werkers definitief nodig vir ons gemeenskappe. Ek het 'n bekommernis in my hart oor kwesbare groepe, soos die persone met intellektuele gestremdhede, ons bejaardes, waar dit by tegnologie kom, want hulle is die wat eintlik baie meer weerloos is as mense wat tegnologiese vaardighede het. Ek dink sommer spesifiek aan maatskaplike werkers se rol om bejaardes te kan help om te weet wat die gevare is van aanlyn platforms. Jy weet nie om nie te klik op enige skakel wat net gestuur word na jou foon toe nie. My eie ma van 75
het so 'n paar weke terug op 'n skakel geklik en sy is in die proses deur die mense na 'n bank toep gevat en sy het daai geld op die einde oorbetaal sonder dat sy dit eers geweet het. So ons as maatskaplike werkers kan daai kwesbaarheid van mense help beveg deur hulle in te sluit. So ek glo vir ons gemeenskappe om gesond te wees, vra dit digitale insluiting. Digitale insluiting het nie net met maatskaplike werkdienste te doen nie. Dit het te doen met gesondheidsdienste, dit het te doen met ons opvoeding, met ons skolesisteem. Jy weet, as ek nou dink aan ons proses om nou kinders in skole in te skryf, dit gebeur alles aanlyn. So as 'n persoon nie digitaal ingesluit word nie, is hy uitgesluit van meeste lewe rondom 'n gemeenskap. So ons as maatskaplike werkers het 'n rol om te pleit vir beleide, vir wetgewing wat digitale insluiting bevorder en dat regeringsgesteunde, maar ook privaat inisiatiewe wat gemik is om digitale infrastruktuur bekostigbaar aan gemeenskappe te voorsien. Dit het 'n nuwe wêreld geword waar ons as maatskaplike werkers moet om daardie tafels ook onsself bevind. Ons moenie stil bly waar sulke gesprekke gevoer word nie. Bestaande raamwerke, beide plaaslik en internasionaal, moet ons eintlik as maatskaplike werkers van bewus wees om die impak van daai digitale skeiding aan te spreek en ons moet onsself uitdaag om te bly digitale insluiting te bevorder vir gemeenskappe waarin ons dienste lewer. Die rol van maatskaplike werkers, ons is die kampvegters vir gemeenskappe se digitale insluiting. Ons is die wat moet vra dat gemeenskappe nie agterweë gelaat word nie. Maatskaplike werkers, ons kan die skeiding verminder deur ons kliënte met digitale vaardighede te bemagtig, waarmee ons help dat hulle nie digitaal uitgesluit voel nie. So ek dink byvoorbeeld aan gemeenskappe waar mense bejaardes, byvoorbeeld families ver oor see het. Maatskaplike werkers kan daardie brug bou deur byvoorbeeld 'n Zoom oproep na 'n familie in Nieu-Seeland of in Australië namens 'n kliënt te doen en hulle te help om met hulle kinders in kontak te kom. En ek dink die pandemie het ons dit eintlik baie mooi geleer dat ons daardie rol kan speel. Basiese tegnologie is in baie gevalle daai eerste stap tot digitale insluiting. Ek dink byvoorbeeld aan 'n WhatsApp platform in vergelyking met iets soos MS Teams waarop ons vandag is. Vir 'n bejaarde persoon is 'n WhatsApp 'n makliker platform. Ons kan as maatskaplike werkers oor die feesseisoen met mense kontak hou deur 'n boodskap op WhatsApp te deel met mense wat ons weet wat eensaam is. Ek dink aan Dr. Roos het eintlik so mooi verduidelik oor daai kaartjie wat net sê jy's vir my kosbaar. Dis iets wat tegnologie nou kan doen wat voorheen nie moontlik was nie. Ek dink vir ons as maatskaplike werkers belangrik om te begin die gebruik van tegnologie begin waar die persoon is. So die eerste stap is nie om die moeilikste of die mees gekompliseerde tegnologie te gebruik nie, maar partykeer is dit net as daardie persoon op 'n basiese WhatsApp platform is dit waar ons ook begin as maatskaplike werkers. Tegnologie maak die wêreld waarin ons leef baie kleiner. En ek dink nie ons het navorsing nodig om dit te bewys nie. Die pandemie het dit klaar vir ons gewys dat skielik kan ons met mense kontak maak wat nie noodwendig in dieselfde geografiese gebied is nie, maar dit bring hulle baie nader aan ons. Dis ook 'n plek waar ons as maatskaplike werkers in die feesseisoen 'n rol het om te speel. Ek het 'n maatskaplike werker wat vertel het, sy is in 'n klein afgeleë plekkie in die Vrystaat en sy het 'n bejaarde tannie gehelp om met haar dogter in kontak te kom en hulle het aan my begin met mekaar gesels en die dogter
het op die ouende vir haar ma kon kruideniersware laat aflewer met hierdie klein motorfietsies wat so gerieflik tot by ons huise kom. En skielik het sy vir haar ma sy blomme afgelewer en 'n sjokoladietjie en dit het 'n weeklikse instelling geraak totdat die tannie oorlede is. Nou dis 'n mooi manier om te wys hoe tegnologie eintlik die eensaamheid en die alleenheid van iemand kon verminder. En dan sê ek net ook dat die moontlikhede word so verbreed deur die gebruik van tegnologie en ek wil dit vandag by ons as maatskaplike werkers los om regtig die moontlikhede wat tegnologie gebring het nie gering ag nie. En as maatskaplike werkers kan ons daai geleenthede na ons gemeenskappe toe bring. Nelson Mandela het 'n mooi ding gesê. Hy sê ongelykheid is die wortel van onreg. Ware vryheid kan slegs bestaan waar daar geregtigheid en gelykheid is. En ek dink in ons gemeenskappe is ons as maatskaplike werkers daardie een wat geregtigheid en gelykheid kan bring na gemeenskappe toe. En waar dit nie is nie, moet ons die oplossing gaan haal om dit te bring na ons gemeenskappe toe. En ek wil dit weer sê dat helpende hand van my kant af haal ek my hoed vir julle af. Julle is definitief aan die voorrang as pioniers om dit reg te kry in ons land. En dit is my voorreg om met julle 'n stukkie van myself te kan deel. En ek hoop nie dit sal die laaste wees nie. Ek wil myself regtig beskikbaar stel as daar ooit 'n plek is waar ons kan hande vat van my kant af en van die Universiteit van Pretoria se kant af. Hier is my besonderhede. Enige maatskaplike werker as jy ooit 'n dilemma het met tegnologie in jou gemeenskap, ek sal graag myself wil beskikbaar stel. Baie dankie. Dankie Hannes. Baie dankie Dr. Elmien en baie dankie vir die deelneem in ons simposium en die belangrike dinge rondom daardie digitale insluiting en digitale uitsluiting. Dit is eintlik wonderlik. Ek deel met u die kommer oor die bejaardes wat so broos is eintlik as dit gaan oor misdaad. Ons kry in helpende hand geweldig baie daarmee te doen hoe hulle selfs te huise vir bejaardes ingaan, die mense se fone vat en alles toegelaat word. Ons het die dag selfs gehad dat hulle in helpende hand se naam met 'n kaartmasjien van kamer tot kamer gaan. En dis eintlik so 'n broosheid wat jy by ons bejaardes het. En dit ek dink die aanbieding is ook vir ons 'n baie mooi rigting daarin. So baie dankie. En ek het ook nou die dag sommer by iemand gekuier wat 88 is en vir interessant dat die oom se bekommernis was, waar gaan hy Kersfees wees? En dink ek my kop is nog nie eens naby daar nie, maar hy sal klaar bekommerd want gaan daar iemand wees wat vir hom daar is. So baie dankie vir die sinvolle insette. Ek dink daar is ook mense wat dit na die tyd graag sal wil kyk. Dit was 'n interessante tema. Dan ons laaste spreker vir vanoggend, vir vanmiddag is Prof Dani. En Prof Dani, baie welkom. Ons ken jy dan ook binne ons kring baie goed. En hy gaan so 'n bietjie met ons gesels oor die probleem van eensaamheid in gemeenskappe en 'n moontlike antwoord daarop. En ek wil dan net ietsie sê oor Prof Dani. Hy studeer aan die Universiteit van Pretoria, Universiteit van Suid-Afrika, waar hy grade in die ekonomie, die klassieke tale, die wysbegeerte en die teologie voltooi. Hy skryf sy proefskrif oor die tema van verwondering in die denke van Friedrich Nietzsche. Hy dien as 'n professor in die departement godsdienstwetenskap aan Unisa en die departement is onder meer verantwoordelik vir kursusse in die fenomenologie en die filosofie van die godsdienst. Prof Dani bied ook vir etlike jare lesings aan die departement argitektuur oor die filosofie van die argitektuur. In sy navorsing fokus hy veral op die westerse metafisiese denke, die teologies-politieke probleem en die tradisie van denke as antwoord op die krisis van modernisme. Ons publiseer 'n verskeidenheid van wetenskaplike en populêre artikels en hy skryf ook dan oor die nihilisme in 2007, 'n boek wat handel oor die geestelik-kulturele problematiek van ons tyd, asook oor die gemeenskap en plek 2015. Dit is 'n voorspraak van die federatiewe en post-liberale denke. Prof Dani dien vir jare as voorsitter van die FHK-direksie, ook op die direksie van AfriForum gedien en is 'n lid van Solidariteit Trust. By Akademia is hy tans die bestuurende hoof van Akademie.
Prof Dani, baie dankie en baie welkom en ons luister graag na Prof in hierdie simposium. Baie dankie Dominee Johannes en baie dankie vir die uitnodiging, groot waardering daarvoor. Dit is om die waarheid te sê, ek voel eintlik enigstens geïntimideerd, want ek praat nou hier oor 'n tema waaroor die mense in die maatskaplike werk, julle self oneindig meer weet. So eintlik om my eie verleentheid te oorkom, gaan ek so 'n bietjie hier en daar miskien 'n bietjie teoreties te werk gaan, maar as ek dalk te teoreties gaan, asseblief steek die hande op en laat ek net verder verduidelik. Maar ja, ek wil graag praat oor die tema van eensaamheid, dat ek net my storie ook hier aansit, die PowerPoint storie. Ek wil sommer by voorbaat sê uit die aard van die saak, ek het nie naaste by hierdie tema voldoende ontgin nie. Hy is nie volledig uitgewerk nie. Dis 'n klompie idees wat aansluit by en ook miskien in gesprek is met die vorige lesers van die lesings. So ek begin by die kwessie van eensaamheid en dan wil ek net vinnig stilstaan by enkele oorsake daarvan. Die is waarskynlik, soos ek gesê het, meer vertrou daarmee as ek self. En dan net deurstuur na enkele voorstelle oor die oplossing van die probleem van eensaamheid. So daar sien mens natuurlik nou, ek dink daai beeld eintlik die probleem alreeds baie goed op. Die mens wat eintlik in 'n sekere sin leer is van 'n gemeenskap met ander en wat amper kosmies geïsoleer is, so in 'n hele eensame wêreld opgesluit. Nou dat ek net daar kyk, hoe kom ek nou by my daar sê. So ek dink ons is almal vertroud met hierdie hele kwessie van selfs wat mense sou kon beskryf as 'n eensaamheidsepidemie. En ek gaan nou nie die syfers noem nie, jy ken die verhale rondom dit, wat die Wêreldgesondheidsorganisasie bevind het. Dit was onder andere verlede jaar gewees, dat daar bevind is dat dit 'n globale epidemie is, of ten minste dit is verlede jaar eintlik weer bevestig. Dit klink eintlik onmoontlik om te dink dat binne die Amerikaanse konteks selfs elke tweede volwassene daardeur geraak word en dat hulle worstel met die probleem van eensaamheid. En net om dit verder te illustreer, maar weer eens, jy ken hierdie syfers. As mens dit trek op die hele kwessie van hoe mense vandag ook sterf, dan is dit 'n verstommende feit dat dit eintlik 'n illustrasie is van hierdie krisis waarmee ons worstel, naamlik die probleem van eensaamheid, dat mense in eensaamheid doodgaan. Dit is syfers uit verlede jaar ook hierdie, maar wat nou meer betrekking het op die Japaneese konteks, maar ek aanvaar dat dit eintlik baie ooreenstem met ander hoogs ontwikkelde lande. Ek weet nie of dit in Suid-Afrika so dramaties is nie, maar dit kan wees dat ons op daardie selfde traject is van mense wat eenvoudig in eensaamheid sterf. En soos wat jy sien daar in die tweede paragraaf hier, dat mense selfs lank nadat hulle gesterf het, dat hulle eers dan ontdek word in hulle woonstelle en dies meer. So dis maar 'n illustrasie van die dilemma waar ons vandag onsself bevind. Nou ek wil net so 'n bietjie stilstaan by die oorsake, en dis miskien waar ek so 'n bietjie teoreties kan raak, stilstaan by die oorsake van die kwessie van eensaamheid. Hier in die agtergrond is daar nou 'n hele klompie bronne wat ek moet eintlik vooronderstel. Ek gaan nou na een van hulle verwys wat onlangs verskyn het, of verlede jaar eintlik dink ek, of is dit die jaar voor dit, wat juist op hierdie ding fokus, maar daar is 'n magte ander bronne wat mens natuurlik jouself ook kan beroep wanneer jy praat oor die oorsake van eensaamheid. Nou ek maak maar net daai punt daar aan die heel begin, naamlik dat mense natuurlik nie om alleen te wees noodwendig moet verwar met eensaamheid. Eensaamheid het te doen met eintlik 'n kontinue volgehoue geïsoleerdheid van een mens. Ek het nogal eintlik 'n voorspraak te maak vir die gedagte om ook soms alleen te wees, of soms stil te wees, soms jouself te onttrek,
maar dit beteken hoegenaamd nie dat 'n mens eensaam is nie. So daar's 'n groot verskil dink ek tussen die twee goeters. Maar die eerste oorsaak wat vir my self betref, ek sit maar bietjie in die akademiese wêreld, binne in die, noem dit maar die filosofie en die politieke denke en die teologiese denke. Die eerste oorsaak vir my van die eensaamheid is nie 'n ding wat hier onmiddellik in ons eie historiese konteks lê nie. Die oorsaak van eensaamheid, die eerste oorsaak waarna ek wil wys, lê eintlik al eeue en eeue terug. En dit lê baie spesifiek in die manier waarop die westerse filosofiese denke dink oor die mens. En ek praat nou hiervan ja, ek kan selfs 'n datum omtrent hier aanknoop, die jaar 1650, bykans dieselfde tyd as wat Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het, kry mense in die Europese konteks, binne die Europese denke, die eerste maal die konseptualisering van die mens as 'n volledige individu. En ek dink in ons mensbeskouing, wat van daai tyd af uitgewerk word, neergelê word deur talle en talle denkers in verskillende dissiplines, daar's 'n groot probleem in ons mensbeskouing. Ons is uit die aard van die saak as mense is ons individue, soos wat die ouens daai tyd alreeds eintlik ontdek het in 'n sekere sin, maar ons is ook tegelyk gemeenskapswesens. So dit is die groot agtergrond dink ek tot ons hele probleem van eensaamheid is dat ons eintlik vandag te doen het met 'n wêreld wat iets soos 'n hyperindividualiteit, 'n mens wat totaal losgeknoop is van sy veelheid van gemeenskapsverbande, dat ons met so 'n mens te doen het en dat die logiese gevolg van so 'n hyperindividuele wêreld waar alles gesentreer is rondom die belange van die individu, uiteindelik logiesgerwys oorloop in iets soos die probleem van eensaamheid. Dan 'n tweede ding wat ek net kortliks wil na verwys, ekskuus, ek wil maar net sê dat die eerste punt, mens kan ure daarby stil staan. Dit is so 'n groot en omvattende probleem, en die probleem word vererger omdat ons vandag, as mens maar net gaan kyk na hoe ons mense dink, mense hoef nie ver te gaan om dit te hoor nie, ons mense het diep die gedagte geïnternaliseer. Ja, ons is by uitstek individu. Ons is nie noodwendig mens in verhouding met ander mense. Ons is nie noodwendig individu in verhouding met ons gemeenskappe nie. Daar lê 'n diep vooroordeel ten gunste van die feit dat ons individu is. Maar goed, die tweede punt, ek sien ek moet my haas hierso, die verlies aan 'n vaste en stabiele plekke. Dit is dan nou een eienskap is van ons eie tyd, en dan veral die globale wêreld waarbinne ons onsself bevind. Dit is 'n wêreld wat maar so in vele opsigte, nie in alle opsigte nie, maar so 2, 3, 4 dekades oud is. Ons bevind ons in hierdie globale wêreld waar ons in 'n vele opsigte eintlik 'n geweldige mobiele lewe lei. Ons trek, ons maak ons los van plekke, ons beweeg oor grense van een plek na 'n ander plek. Dit vind veel meer plaas as in die verlede, en dit het 'n geweldige implikasie vir wie wat ons as mense is. Daardie gedagte dat ons onsself ontheg aan bepaalde plekke. Plekke is altyd plekke waar binne ons te doen het met gemeenskappe, waar ons loyaal staan teenoor gemeenskappe, waar ons verbintenisse uitbou. Trouwens, ek kan in kwaliek aan gemeenskapslewe regtig in die autentieke sin van die woord dink, sonder dat dit in 'n plek geanker is. In die mate waarin ons onsself uit die plekke uithaal, in daardie mate lê ons in 'n sekere sin die voorwaardes neer, nie net van 'n hyperindividualiteit nie, maar van uiteindelik die probleem van eensaamheid. As ek net vinnig kan spring, in ons verbeelding selfs, jy moet maar gaan kyk na die openbare media, hoe ons praat oor dinge. In ons verbeelding speel die gedagte van pleklose plekke. Daar's selfs 'n bewondering vir die pleklose plekke. Ek gaan net gou spring na hierdie, dis die beeld van Mars. Dis interessant hoe die Mars verbeelding, Mars is 'n onbewoonbare plek, dis 'n non-plek. Is 'n plek wat nie 'n plek is nie, maar hoe daai wêreld van Mars, die onbewoonbare plek, eintlik so 'n belangrike rol speel in die openbare
verbeelding, in die kollektiewe verbeelding van veral die westerse mense. Ek wil nou maar nie herinner aan die Mars-projek en die entoesiasme wat groot besigheidsmense en ondernemers toon daarvoor. Maar goed, net terug na hierdie skyfie, dit gaan ook oor buiten die feit dat ons onsself so ontheg aan plekke, het gaan natuurlik ook ek wil amper sê, en mense kan met my nou daarmee verskil, maar obsessie met spoed en beweeglikheid, dis alles dinge wat ons ontheg, ons losmaak van plekke en uiteindelik ook van ons gemeenskappe. En dan daarmee saam, die vyfde ding is werklik waar dit hou maar intiem verband met wat ek nou al reeds gesê het, 'n verlies aan konkrete gemeenskappe. So ons het eerder verhoudinge oor sosiale media as om in 'n konkrete verhouding te staan met mense. En juis hierdie oorgemedieerde werklikheid waarbinne ons onsself bevind, juis die oormatige lewe op die media lei tot ek dink dinge soos eensaamheid, 'n gevoel van onmag. Ons kan lank daaroor gesels, onbevoegdheid en selfs angs. En dit natuurlik veral onder jong mense, mens sien dit baie. Dan net vinnig wil ek eintlik spesifiek verwys na hierdie een bron waarby ek aansluit. Dit is 'n boek wat verlede jaar ook verskyn het, die boek van Jonathan Haidt, The Anxious Generation. Miskien is julle baie vertroud met hierdie ding. En wat hy veral in hierdie boek doen, is hy analiseer juis die selfoonkultuur, om maar daai woord te beperk, die selfoonkultuur, die mediakultuur en die verband tussen die mediakultuur, die selfoonkultuur en die angs wat veral onder jong mense ervaar word. Hy praat daar hy sê vanaf 2010 van daar 'n groot verandering, 'n great rewrite, 'n herbedrading as te ware van die mens plaas, so via die sosiale media. So met die selfoon vind 'n gelyktydige afname in 'n speelgebaseerde kinderjare en 'n styging in 'n foongebaseerde kinderjare plaas. So daaroor kan ons verskriklik baie praat, maar wat gebeur wanneer jy 'n speelgebaseerde kinderjare vervang met 'n foongebaseerde kinderjare? En in die hand van Haidt se argument sê hy dit eintlik die voorwaardes neerlê vir uiteindelik die hele probleem van eensaamheid. Sê hy, kinders word in 'n fisiese wêreld oorbeskermd en in die virtuele wêreld word ons onbeskermd gelaat. Maar goed, dis 'n punt waaroor ons baie lank gesels. En dan net die derde punt, sies ek moet my so 'n bietjie haas. Hy analiseer die geestelike en psigiese gesondheid van die jeug. En dis miskien in die hart van sy hele boek, die gevolgtrekking wat hy maak is dat die sosiale media, nou weer eens die foon, veral die afgebuig wees rondom die foon, ons beperking van ons hele wêreld tot die stilstaan by en lees van wat op die foon gebeur. Die sosiale media is verantwoordelik vir die drastiese stygings in eensaamheid, angs, depressie en selfmoord onder jong mense. Goed, dit is ekskuus, ek probeer nou net hierso verder gaan in my God, ek so 'n bietjie van 'n tegniese probleem hier. Probeer my skyfies eenvoudig hier aanskuif, maar daar sê. Goed, kom ons skuif weg nou van Haidt se argument en gaan nog net so 'n bietjie dieper in, miskien met nog tog met behulp van hom, die verhoudinge in die werklike wêreld. Dit is 'n baie belangrike ding wat hy hier sê. In die werklike wêreld word verhoudinge reeds vir eeue deur 4 eienskappe gekenmerk. Verhoudinge is beliggaamde verhoudinge. Ons as mense verskyn aan mekaar, ons vorm gemeenskap in beliggaamde vorm. Die gemeenskappe word eintlik in 'n sekere sin in die eerste plek deur ons liggame as te ware gestig. Ek hou van die gedagte van ook virtuele gemeenskappe. Dit is uit die aard van die saak moontlik, maar mens moet nooit vergeet nie dat die werklike grond van gemeenskappe lê in ons liggaamlike aanwesigheid aan mekaar. En dan die tweede punt wat mens in hierdie verband moet maak, verhoudinge is oor eeue is sinkroon. Dit gebeur op dieselfde tyd, soos jy nou kan sien in daai foto.
of die skildery liewer van die mense wat hier om die tafel kuier, 'n baie bekende skildery uit vorige eeue. Wat eintlik presies hierdie sinkronisiteit, ons is by mekaar, dit vind in dieselfde tyd plaas en dan verhoudinge speel af in gemeenskappe met hoë vereistes vir lidmaatskap. Dit is 'n baie belangrike ding. 'n Gemeenskappe word oor eeue gevorm en jy kom nie sommer net jy is nie sonder meer net 'n lidmaat van die gemeenskap nie. En wat sê dit? Ons kan baie dinge daaroor sê, maar dit sê dat as jou lidmaatskapsvereistes hoog is, dit sê onder andere dat jy 'n hoë waarde heg aan jou gemeenskap en dat jy, omdat jy hoë vereistes het vir lidmaatskap tot jou gemeenskap, dat jy dit ook in beskerming wil neem. Tweedens, die verhoudinge in die virtuele wêreld, dis in die vorige eeue was die situasie soos ek dit geskets het en vandag is dit heeltemal anderste. Verhoudinge is ontliggaam, daar's geen liggaam by betrokke nie. Verhoudinge is asinkroon, ons is nie by mekaar nie. Wat die gedagte dat gemeenskappe konkreet by mekaar moet wees verder ondermyn en verhouding in gemeenskappe het 'n baie lae vereiste vir lidmaatskap, wat beteken dat ons mense kom in 'n gemeenskap en hulle verlaat weer 'n gemeenskap met die onderliggende aanname dat daai gemeenskappe is eintlik nie so belangrik nie. So daar's nie 'n hoë lidmaatskapsvereiste nie. En dan die oplossings, ekskuus, ek moet my nou haas, ek sien my tyd is heeltemal verby. Oplossings, ek staan by net twee dinge, dit gaan alles oor plek en gemeenskap, die herontdekking van plek en gemeenskap. En ek wil eintlik maar net hier so die een punt maak, en ek wil daai boek van David Goodhart, The Road to Somewhere, ten sterkste aanbeveel. Dis 'n boek wat 'n hele klompie jare terug verskyn het, waarin hy aanvoer dat daar twee soorte mense vandag is binne in die globale wêreld. En dis die anywheres, dis die mense wat op enige plek as te ware tuis kan wees. En dan die somewheres, dis die mense wat hegthede opsoek binne bepaalde plekke. En hy maak 'n groot voorspraak vir die psigiese en sosiale en maatskaplike gesondheid van diegene wat verbind is tot die somewhere. Ek gaan nou nie daarby verder stil staan nie. En dan oplossing 2, ekskuus, ek moet nou baie vinnig oor die ding spring, en dan die tweede ding is teen die agtergrond van die geweldige lang geskiedenis waarin ons eintlik 'n voorkeur uitgeoefen het vir die hyper-individuele mens, eintlik 'n herontdekking van wat dit beteken om gemeenskapswesens te wees. Ons as mense, en dit is eintlik die belangrike punt wat hier gemaak word, ons is as mense in en deur ons verhoudinge met ons gemeenskapsgenote. Ons menswees bestaan nie buite om ons gemeenskappe nie, maar dit voltrek homself in en deur ons verskillende gemeenskappe, en in baie besonder wil ek net hier 'n voorspraak maak, 'n bekende voorspraak maak binne ons wêreld vir die sogenaamde tussenliggende instellings waar gemeenskappe juis gevorm word, die gesinne, die woonbuurte. Ek het eintlik 'n groot voorspraak te maak vir die sametrek van mense binne in 'n gemeenskap, binne in die woonbuurtes en die opneem van die sake van die woonbuurtes, en selfs 'n eie stad, waarin 'n gemeenskap moontlik is, skole, kultuur, feeste en so aan. Binne die kerk, baie belangrike, een van die mees belangrike knooppunte van gemeenskap, in ons besighede en so aan. Maar kollegas, ek dink ek moet maar net eers hier eindig. Vreeslik dankie en baie jammer dat ek nou so 'n bietjie oor die tyd is. Prof Daardie, is geen probleem nie. Baie dankie vir 'n baie goeie aanbieding. Ek dink almal wat saam geluister het, sal met my saamstem dat ons 3 baie goeie aanbiedings gehad het. Dis eintlik die waarde van so 'n kort simposium, en dit is dat jy 'n klomp mense intrek met groot kundigheid, en baie dankie. Ons het na al drie van julle baie lekker geluister. Ek weet ons is so 'n bietjie oor die tyd, maar dit is goed. Kom ons kyk, hoor of daar 'n opmerking of 'n vraag is voordat ons klaarmaak. Ek weet van julle het ander afsprake 1 uur, maar ons het terwille van ons opname kan ons dalk maar 'n vraag of 2 nog hanteer. Enige iemand iets wil byvoeg of 'n vraag? Ek sien daar is 'n Elsa het 'n vraag gevra daar, ek moet net sien. Dr. Elsa Herman, dis 'n goeie dag, baie interessant. Daar word 'n onderskeid tussen plek en gemeenskap gemaak. Prof Dani, miskien sal die vraag aan u gerig wees. Wat sou kortliks die verskil
tussen plek en gemeenskap wees? Ekskuus, ja, absoluut. Dankie vir die vraag. Dit is twee konsepte wat ek eintlik uitmekaar uithaal, maar net eintlik terwille van noem dit maar analitiese oorwegings, dat mense miskien maar net hierdie twee goed uitmekaar uithaal, maar eintlik inherent is dit verkeerd om hulle uitmekaar uit te haal, want hulle is baie baie intiem op mekaar betrek. Dit is moontlik om uitmekaar uit te haal, val in 'n virtuele wêreld. As mens dink aan gemeenskappe wat ook virtueel kan versamel, dan raak die verband tussen gemeenskap en plek losser. Maar wat my betref, moet mens altyd weer na 'n situasie terugmik waar die goed ook in samehang met mekaar is. Anders gaan ons nie 'n probleem antwoord gee op die probleem van eensaamheid nie. Baie dankie Prof Dani. Nog iemand iets opmerking? En nou is ons by die nadeel van so 'n digitale simposium, en dit is dat ek nie aan elkeen 'n pak biltong kan gee nie. Gewoonlik as mens dan as 'n spreker klaar is om bedank, dan kan jy dan 'n pakkie biltong gee. So ons sal dalk daardie digitale vryheid moet gebruik om dit te laat aflewer. Maar van ons kant af baie dankie Mariet en Dr. Amin en Prof Dani dat julle ons besig gehou het in hierdie middag. Dit is vir ons goed om te oordink. Ons het al agtergeleer veral in 'n omgewing soos Helpende Hand, en as jy net operasioneel werk en jy stimuleer nie ook ons denke die hele tyd nie, dan raak mens agter met ek moet nou eerlik sê, ek het baie inligting by al drie van julle gekry wat ek wil gebruik, en dan voel mens dit was 'n sukses as jy voel jy brand om hierdie goed te gaan hergebruik. So baie dankie van ons kant af daarvoor. Dankie aan Daniel wat dit gereël het en vir ons die hele simposium bymekaar gesit het. Dit is vir ons binne die gemeenskapsontwikkeling afdeling baie belangriker as wat mense dink dat dit vir ons is. Dit is vir ons wesenlik, want ons kan nie 'n instelling bou as ons nie ook belyn met hierdie dinge vorentoe gaan nie. En baie dankie vir almal wat van buite af ingeskakel het. Luister dit gerus weer. Ek dink soos ek sê, het al drie sprekers het baie goed voorberei. Ons waardering vir julle tyd daarmee. En ons wens julle 'n baie mooi middag toe. Geniet die dag verder en ons maak weer so volgende jaar 4 kwartaalike simposiums. Baie dankie. Dankie, baie dankie. Mooi dag. Dankie.